Gek oor haar eie Afrika onder episode 67. Iets is aan die gang met die mans, dink Lea terwyl sy hulle fyn dophou. As sy nie vir Sergio nou al 'n paar maande geken het nie, en as haar pa nie so hoë dink van die man gehad het nie, sou sy vandag kon sweer dat hy en sy swaar met iets onwettigs besig is. Smokkelhandel, iets soos dwelms of drank wat hulle dalk self stook, of sweets, enigiets, selfs blaartjies wat hulle ergens plant. Tussen hulle en hierdie vreemde groep gaste het selfone en selfs geld oor die tafels geskuif en goed het van hande verwissel. Drank is op 'n skinkbord verpak. Met wat daarin? Mampoer, wit blits. Sy dog dit is Manuel en haar pa se uitsluitlike afdeling. Of vervoer Sergio dit vir hulle onwettig van die plaas af hiernatoe. Daar was bottels in die kar, maar volgens Sergio was dit van Manuel en haar pa se soet desertwyn stokings, daardie port, wat pa Martinez blykbaar vir die lodge hier aangekoop het, na laas keer se proesels. Maar Lea is steeds agterdogtig. Sy het mos gesien hoe die manne selfone en papiertjies vir mekaar gewys en aangegee het. Dit was duidelik dat Sergio uiteindelik die hoogste troefkaart op sy selfoon gehad het. Tussendeur het dit gelyk asof een of twee van daardie ander manne vuiste wou inlê. Sergio en sy swaar teen 'n oormag manne in 'n kroeggeveg. Lea het iets verwag soos 'n oudtydse Bruce Lee of karatevlieg of cowboys en kroeg waar stoele gebreek word. Sy kon sien pa Martinez wat net so senuweeagtig. En toe klaar dit alles op, so vinnig as wat die vyandigheid losgebrand het, so sak daartoe weer vrede op almal neer. Presies op die stadium waar pyn en daardie doodse na-operasie moegheid Lea skielik kom beetpak het. Dr. Klets het daarteen gewaarsku. Dit vat 'n dag of 3 vir die narkose om uit te werk. Lea wou gou vir Sergio gaan sê dat sy net vir 'n halfuur gaan omval. Toe is hy alweer besig om glase te was. En daar pak die mense weer rondom die kontantkroeg, wat maak dat hy en Diego moet kop hou terwyl hulle goed neerskryf. Ma en pa Martinez maak seker dat almal van die pot, die rys, die brode en die konfyt kom kry het. Nou skep hulle die laaste bietjie van die pot in 'n bak. En Sylvia is in die kombuis besig om gebakte puddings en ander nagereg op skinkborde reg te sit. Die fees hier is nog nie verby nie, want die bruidspaar moet nog die yslike groot vrugtekoek wat hulle blykbaar van Suid-Afrika af saamgebring het, daar buite gaan sny. Lea beduie vir Sylvia, ek gaan gou my pille drink en so vir 'n halfuur omval. Wel, jy moet seker net eers iets eet, sê Sergio elke keer. Keer Sylvia, al is dit net 'n snytjie brood en 'n stukkie kaas, of 'n hoendervlekkie daarby. Later dankie, maar ek gaan nie lank wegbly nie. Ek beloof jou, ek sal nou weer kom help. Lea glip by die agterdeur uit en vat die lang pad af na Sergio se woonstel onder die huis. Sy sluit die deur oop met die sleutel wat vandag onder 'n blompot geberre is. Stap in, maak die deur agter haar toe en drink van die pille wat Dr. Klets voorgeskryf het. Sy moes dit al saam met middagete geneem het. Geen wonder, sy voel nou so bietjie van koers af nie. Lea trek haar mooi batikrok uit en hang dit op. Sy spring met net 'n T-hemp en haar broekie in die bed. Sy gaan mos net vir 'n halfuur lê. Hoe salig is dit nie om 'n slag bene op te tel en oë toe te maak nie. Die dokter het gewaarsku. Een oomblik gaan jy in die wolke wees en dink jy is okay. Dit is die pille, maar die volgende oomblik gaan jou liggaam ineen stort.
Al wat jy hoef te doen is om dit rustig te vat, deurentyd, en te gaan lê as jy sleg voel. Al is dit net vir 5 minute. Wel, sy gaan nou bietjie lê. Halfuur, maximum. Lea tel die Ken Follett boek op, wat sy gister begin lees het, maar haar konsentrasie glip, die dat sy self ook wegdryf. En wanneer sy wakker word, is dit stik donker buite, en iemand se arms is om haar lyf gevou. Sergio, sy draai net genoeg om na sy aantreklike gesig te kan kyk in die flou skynsel van 'n buitelig. Sy oë is oop. Hi, my pragtige engel, fluister hy. Hoe gaan dit met jou? Voel jy right? Ek was so bekommerd toe ek vroeër vanmiddag besef dat jy nie meer daar bo by ons rond is nie. Toe het ek gou kom loer en gesien jy slaap vas. Toe los ek jou en gaan terug. Gelukkig is die party nou verby. Die meeste mense het gery en die wat oorslaap in die backpackers se kamers is ook nou rustig. Ek voel okay, dankie Sergio. Dan is ek bly. Wat 'n simpel dag was dit nie. Boonop het ek jou afgeskeep en verwaarloos. Ek voel so skuldig, Lea. Nee, dit was eintlik 'n baie interessante dag, Leeuman, sê Lea. Maar ek is seker jy het jou oorwys. Glad nie. Om blomme vir die tafels bymekaar te sit, was glad nie harde werk nie. Dit was eintlik pret. Sergio haal sy arms van haar af weg en lig hom op sy sy, sodat hy in haar gesig kan afkyk. En jy het die mooiste kunswerke met daardie blomme gedoen. Ek het nie eens besef dat hier soveel mooi blomme en kleur in die tuine is hierdie tyd van die winter nie. Dit is blou agapanthus en donkerpink bougainvillas wat nou begin blom, maar die kleure lyk vreeslik mooi saam. Wanneer het jy ingekom, Sergio? Ekskuus, ek het jou nie gehoor nie. Ek het soos 'n klip geslaap. Het moet daai pille wees wat Dr. Klits vir my voorgeskryf het. Ja, dit sou jou verseker omgetik het, want ek vermoed jy het weer niks geëet voordat jy van daardie pille gedrink het nie. Ek het so 10 minute gelede ingekom, toe is almal bo weg. Toe het ek gou gestort, maar jy het deur dit alles geslaap. Ja, ek het jou nie gehoor nie, antwoord sy en vra. Nou, hoe laat is dit nou? Hy kyk na sy selfoon, laat ek sien. 10:15. Jemmel, dan wil sy nie eens probeer om uit te werk hoe lank sy geslaap het nie. Definitief nie net 'n halfuur nie. 'n Baie groot gedeelte van die middag en die vroeë aand. Lea staan uit die bed op en sien die glimlag op Sergio se gesig terwyl hy na haar kyk. En sy weet hoekom. Sy het mos nie juis klere aan nie. Sy gaan haal haar japon uit haar sak en trek dit aan en dit vee die glimlag van sy gesig af. Soort van. Maar hy lyk nog steeds vreeslik in sy skik met homself en die lewe, terwyl hy ook opstaan. Ek het vir jou ook kos gebring, van die potjie kos met groente, en dan is daar van daardie berugte soet en romerige puddings, waarvoor my ma bekendheid verwerf het. Sal ek die kos verhit, of wil jy iets saam met dit drink, of eers iets drink? Ek is nogal dors en honger. Het jy dalk nog water in die yskas? Vra sy en stap by die badkamer in om 'n draai te loop. Agter haar sit Sergio die bakkie kos in die mikrogolfoond en sy hoor hoe dit begin loop met daai dreungeluid. Hy haal water uit die yskas en wanneer sy uitkom, wag daar vir haar 'n botteltjie water en vir hulle elkeen 'n glas rooi koeldrank op die tafel, ewe mooi opgedis in wynglase. Die mikrogolfoon se alarm gaan af en Sergio haal die bak uit en sit dit tussen hulle op die tafel neer. Moenie bekommerd wees nie, dit is vir ons albei. Ek het ook nog nie juis geëet nie, en ek weet mos dat jy nie veel eet per keer nie. Hy haal 2 virke en 2 messe uit die laai. Terwyl hulle saam uit die bak begin pik,
vra sy. Sergio, daar is iets wat my pla. Wat het vandag aangegaan tussen jou en Diego en die manne van die trougeselskap? Waaroor het die spanning gegaan? Was hulle gisterand verantwoordelik vir die sny op jou lip en die blauwkool op jou regteroogbank? En vir Diego, wat lyk asof hy heeltemal 'n ander mens is vandag? Liewe hemel, ek wil nie eers oor hom praat nie. Sergio sug diep voordat hy antwoord. Hulle was soort van verantwoordelik vir ons, Sam. Kneus en snyplekkies. Maar net soort van, maar kan ons liewer nie daaroor praat nie. Nee, Sergio, ek wil weet, hoekom het hulle aan julle geslaan? Was julle stout? Smokkel julle met iets? Ag nee man, wat dink jy van ons? Buitendien, dit is nie net hulle wat aan ons geslaan het nie. Ons het mekaar ook gepak op 'n stadium. Nee, het Diego dit aan jou gedoen? Sy wys na sy gesig. Ja, het my gevoeter. Maar toe het ek hom ook later 'n bietjie afgestof. En dit, Lia, is eintlik al wat jy hoef te weet. Hoekom? Sy kom 'n bietjie te vinnig oorent en vou dubbel. Ouch! Genoeg, sê Sergio. Ons was getrek en vertraag gisterand. Maar nou is alles weer reg. Sit en nou opvra. OK. Sy moet aanvaar dat sy niks meer uit hom gaan kry nie. Daarom eet sy eers nog 'n paar virke van die lekker pot breedie wat hy saamgebring het. Uiteindelik leun sy vorentoe. Sy weet dat die antwoord nie sommer ja gaan wees nie. Die Martinez manne is trots, maar dan het John en haar ouma haar ook mooi groot gemaak. Sergio, ek wil vir jou iets vra, maar jy mag nie nee sê nie. Hy kou nog, toe stop sy kakebeen, hy sluk en toe gluur hy haar aan. Ek hou daarvan om eers te weet waarvoor ek nie nee mag sê nie. Goed, Sergio, die saak is nou so. Dink jy ek en jy kan dalk, nee Lia, nie vanaand nie, jy weet wat Dr. Klets gesê het. Pocket, Sergio, jou vervlakste ondier, waaraan dink jy alweer? Lyk ek vir jou soos 'n konyn? En daar spring die man op en moet 'n draai in die badkamer gaan maak, waarna hy weer met 'n reguit en sedige gevreet terugkom. Nou, as dit nie is waaraan ek gedink het nie, wat anders wil jy hê moet ons doen, as jy so mooi vra? Ek wil vra dat ek en jy, jou ouers en Diego en Sylvia môremiddag uitneem vir ete, sodat ek kan dankie sê, omdat ek saam met jou hier kan kuier, en omdat hulle so goed is vir my na die operasie, en ek wil betaal. Daardie uiteet gaan vir my rekening wees. Nee, my engelpop, my pa sal dit nie toelaat nie. Ons kan hulle uitneem vir ete, maar dan betaal ek. Dan gaan ons nie. Jammer, Sergio. OK, alright, ons kan gaan. Dan vat ek die rekening en gee dit vir jou. Maar daarna sal ek waarskynlik my pa moet vashou, want hy sal dit weer by jou wil afvat. Nee, Sergio, waarsku hom voor die tyd. As hy dit nie so wil aanvaar nie, sal ek vir hom en jou ma elkeen iets mooi gaan koop by 'n winkel. En vir die Dagamas ook. Alright, ek sal dit so aan hom stel. Sergio kyk na die vurk wat sy neergesit het. Het jy nou alweer klaar geëet? Ek los spasie oop vir daardie puddings van jou ma. Reg. Sergio staan op, sit die bak se deksel op en plaas dit in die yskas. Die nagereg is voorwaar hemels. Maar nadat Lia haar pille gedrink het, is sy weer lomerig en sy kan sien dat Sergio self aan die einde van sy dag gekom het. Hy slaap al vas toe Lia hoor hoe iemand aan die deur van die woonstel begin vroetel.
Haar eerste gedagte is dat wat ook al die vyandskap tussen Sergio, Diego en die bruidsgroep was, dit dalk alweer opgevlam het. En die manne is nou hier om die geveg voort te sit, want die persoon klop nie meer nie. Dit is iemand wat 'n sleutel het om in te kom. Sy hoor hoe daardie iemand nou sukkel om dit in die gat te kry, want die sleutel steek van binne af in die deur. Lia sit regop en raak aan Sergio se skouer. Toe buig sy af oor hom en fluister in sy oor. Sergio, jy moet wakker word. Iemand probeer die deur oopsluit. Miskien is dit die ouens van gister wat nog nie klaar is met jou en Diego nie. Dalk het hulle net gewag vir die onthaal om verby te wees. O, frek. Gou, staan op, gaan sluit jouself in die badkamer toe, Lia, en bly daar totdat hulle hier weg is. Sergio sit nie net regop nie. Hy vlieg van die bed af op, gryp 'n cricketkolf van die rak af en stap na sy voordeur. Hy skuif die gordyn effens van die venster langsaan af weg, net genoeg om te sien wie hulle onverwagse en ongenooide gas kan wees. En Lia gaan wag in die badkamer, gereed om die deur toe te maak, maar natuurlik sal sy haarself nie daar toesluit as Sergio in die moeilikheid beland en met 'n oorhand van mans moet beklei nie. Sy sal hom gaan help, al moet sy hulle met iets gooi of slaan. Sy tel een van Sergio se plakkies wat in die badkamer lê op, 'n nommer 12 Jerusalem plakkie, en dit weeg nogal iets. Daarmee kan sy iemand lekker hard oor die kop voeter. Maar toe hoor sy hom prewel. Alice, o nee, wat doen jy hier? Sergio sluit die deur oop en die volgende oomblik swaai dit oop, soos wat 'n vrou binnestorm. 'n Vrou met donker hare wat hom byna aanval. Die cricketkolf land op die vloer en al wat Lia kan sien, is dat sy nou oral oor haar man is en hom uit sy T-hemp en jocks en kort probeer help. Payback time, Mr. Martinez, dring die vrou aan en daar waai haar eie rok. Ek het my lewe gewaag om vir jou daardie beeldmateriaal aan te stuur. So moenie dink jy gaan sommer net wegkom sonder 'n hemelse dankie van jou kant af nie. Nee, Alice, wag. Sergio se hande vol. Hy probeer om sy eie klere in plek te hou. Nie op die manier nie. Ek sal môre vir jou eerder 'n lekker boks chocolates of iets moois gaan koop by Tofu. Nee, dankie, Sergio. Chocolate smaak vet. Buitendien, hoekom nie op hierdie manier nie? Dit is al wat ek nog ooit van jou verlang het. Laat daardie meesterstuk van jou vir alles betaal? Of het jy gedink jy kan die naweek net insluip, sonder om 'n deposito in ons lewens te maak? Sis, Sergio, as jy nie gebel het, omdat jy iets van my nodig gehad het nie, sal ek seker nooit geweet het dat jy hier is nie, want jou suster sou my definitief nie laat weet het nie. Maar nou het ek iets van jou nodig, so kom, uit daarmee. Alice, kan ons asseblief elders gaan praat? Hier is iemand by my. Lia, my meisie. Ek is nie meer enkel lopend nie. En die laaste keer wat ek jou gesien het, was jy ook nie meer alleen nie. Waar is Boua, jou verloofde? Sergio tel haar rok van die grond af op en probeer om dit oor haar kop te trek, maar sy smyt dit deur na die hoek toe. Sy het nie 'n draad klere onderaan nie. O ja, Boua, wat my hier kom soek het, asof dit enigsins saak maak. Die vrou gee nie moed op nie, sy rem aan Sergio se broek. Jy weet mos dat ek en jy 'n spesiale verstandhouding oor seks het. Nie meer nie, Alice, dit is klaar. Dit was klaar toe jy en Boua hier weg is. Skaam jou, Sergio, om my so groot guns te vra. En nou steek jy jou lyf weg, asof daar iemand anders in jou lewe is. Wat het ek aan jou gedoen om dit te verdien? Vir 10 jaar was ek goed genoeg. Wat het verander? Verskoon my julle,
Kan julle twee asseblief julle banksake en bedsake elders gaan bespreek? Vra Lia en stap uit die badkamer uit. Of laat my ten minste net eers uit die kamer kom, voordat daar die deposito gemaak word. Alice staan vir 'n oomblik versteen, en toe duik sy vir haar rok. Jammer, Lia, engel, neem Sergio die vrou aan die arm, en lei haar uit op die stoep, en toe na die bome daar naby. Maar Lia is nou waawyd wakker, erg verward en taamlik geskok. Sy het nog die heeltyd aan Sergio as enkel lopend gedink. Sy ouers en suster stel het duidelik dat Sergio baie lanklaas 'n vrou in sy lewe gehad het, en hy het self nie oor haar gepraat nie. Hy het ook gesê dat hy nog nooit 'n vrou hier na Paradys by die see gebring het nie. So wie is Alice dan en wat maak sy hier? En hoekom is sy so doodseker daarvan dat daar net een manier is waarop Sergio kan betaal vir dienste gelewer? En dit is met sy lyf? So wat maak dit van hom? Lia kyk na Sergio, waar hy nou onder 'n boom met die vrou staan en gesels, en sy wonder, wie the hell is hierdie man nou eintlik? Alles wat sy van nou af van hom geweet en gedink het, verander in 'n oogwenk. Sy trek 'n los denim aan en stap na die lagoon toe, en toe kies sy koers strand langs, iewers heen, wie gee om waarheen, want haar kop is skielik 'n warboel. Word vervolg.